Goeienaand julle. Baie welkom by vanaand se diens. Kom ons sluit net gou die oë en dan begin ons die diens op die regte manier. Almagtige Hemelse God en Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om weer hier te staan en U naam te loof en te prys. Dankie lieve Heer dat ons dit net weet, ons doen dit vir U en dat U die senterpunt is van dit wat ons doen en dat ons U al die lof en al die eer gee wat U toekom. Amen. Okay, ons gooi. Ons Heer, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee, die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee, die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom, die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom. Van
skei van besluit om my te sien. Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat my kan skei van die liefde van die Heer, wat my kan skei van die liefde van die Heer. Is jy? Was jy ooit by Jesus vir die reiniging, deur die rus en die bloed van die lam, glo jy in genade vir beveiliging, deur die kosbare bloed van die lam, is jy rein deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam, is jou klere vlekloos soos die sneeu so wit, deur die kosbare bloed van die lam. Wandel jy nou dagliks met jou heiland saam, deur die kosbare bloed van die lam, rus jou siel volkome op sy grote naam, deur die kosbare bloed van die lam, is jy rein deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam, is jou klere vlekloos soos die sneeu so wit, deur die kosbare bloed van die lam. Kom die bruidegom, hy sal jou klere wit, rein gewas deur die bloed van die lam, is jy ook bereid om aan die fees te sit, deur die kosbare bloed van die lam, is jy rein deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam, is jou klere vlekloos soos die sneeu so wit, deur die kosbare bloed van die lam, deur die kosbare bloed van die lam. Ons gaan gou geleentheid gee vir die kollekte om op te neem.
sy bloed gestort vir my. Daar is krag, wonderbare krag in die bloed van die Lam. Daar is krag, wonderbare krag in die dierbare bloed van die Lam. Die Here sy die Lam, Here sy die Lam, hy het sy bloed gestort vir my. Here sy die Lam, Here sy die Lam, hy het sy bloed gestort vir my. Kom ons sê net gou dankie. Ag almagtige ewige Vader, dankie vir elke een wat bygedra het tot die skathuis, liewe Heer. Wil U ons ook seën as kerkraad om hierdie fondse te gebruik tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Kom ons nooi hulle om saam met ons te staan dan vir die laaste lied. is dier gekoop met Jesus bloed. Goeienaand almal. Ek sien 'n paar nuwe gesigte, baie welkom aan julle. En ek glo vanaand is net vir julle so vreemd om my hier voor julle te sien staan, as wat dit vir my is om voor julle te staan. Maar met hom aan ons sy, weet ons dat hy is getrou en hy sal ons nooit met leë hande terugstuur nie. Kan ek net vir julle vanaand sê dat ek vanaand, as ek in my eie krag hier vanaand staan, dan kan ons net sowel die ligte afsit en huis toe gaan. Die Here is die een wat ons die krag gee om te doen wat ons moet doen. Vanaand se boodskap gaan juis oor lig teenoor duisternis. Ons het klaar gesing, ek wil hê ons moet ons Bybels oopmaak en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Ons maak ons Bybels oop by Johannes 12. Ons gaan lees van vers 6 vanaf vers 20 tot 26 en dan weer 34 tot 36. Vers 20 sê, en daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid. Hulle het na Filippus gegaan en wat van Betsaida in Galilea was en hom gevra en gesê, my Heer, ons wil Jesus graag sien. Filippus kom toe en sê dit vir Andreas
En Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Maar Jesus antwoord hulle en sê, die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. Dan vers 6:34 sê, en die skare antwoord hom, ons het uit die wet gehoor dat die Christus tot in ewigheid bly. En hoe sê u dat die Seun van die mens verhoog moet word? Wie is hierdie Seun van die mens? En Jesus sê vir hulle, nog 'n klein tydjie is die lig by julle. Wandel solank as julle die lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek en hy het weggegaan en hom vir hulle verberg. Kom ons sit net so, dan doen ek vir ons 'n gebed saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand hier kan staan en Here, dat u ons die woord in u naam kan bring, dat u met elkeen van ons gaan wees, van hier af, Here, tot daar agteruit, met elke persoon. Here, baie dankie dat u vanaand vir u gehoor by mekaar gemaak het, want ons is almal hier om te hoor wat u vir ons wil sê, en nie wat 'n mens wil sê nie. En daarom bid ek, Here, dat u vanaand my sal gebruik, deur my sal praat, en dat die boodskap so sal uitkom soos wat u dit graag wil hê. Here, baie dankie dat ons weet, u is hier teenwoordig, u is alomteenwoordig, en ons loof en prys u wonderlike naam daarvoor. U gee vir ons die krag om te doen wat ons nie kan doen nie. Baie dankie, Here, ons loof u daarvoor. Amen. Ek het die feit dat Dominee Johan nie vanaand hier is nie, is my hele idee nie om politiek te gesels nie. Nog minder die feit dat ek jare in die elektrische veld was, en die elektrisiteit op mense opgelei het, wil ek ook nie oor die elektrisiteit praat nie. Maar nou as ek praat van Eskom of Efkom, dan of load shedding of kragonderbrekings, dan is daar so, ons weet almal hoe werk dit, ons hare begin te rys, want dit is reeds bekend by ons. Ons het ondervinding van sulke voorvalle. Ons sit Saterdagmiddag, ons kyk op sport, en ewe skielik is dit donker en nou is daar nie, die lig is dood. Of as die dames besig om kos te maak, en daar's iets in die oond of in die pot, en die krag gaan af, dan is dit net, dis dan donker. Ons loop dalk in Checkers of in 'n groot winkelsentrum rond, en daar's nie ligte nie, of daar's nie vensters nie, en die krag gaan af. Dan hoor ons net, jy hoor dit sommer duidelik. En na rukkie, dan gaan die krag weer aan, dan slig ek almal 'n saak van verligting. Dit is maar net 'n paar oomblik, as die krag, dan gaan die lig weer aan. En dan slaak ons 'n sig van verligting. Dan besef ons, dis hierdie tipe ding, wat ons net laat besef, hoe afhanklik is ons van krag. Want wat is die effek van Eskom se krag, Eskom se bestuur en se beplanning met beerkrag in ons lewe? Ons weet hoe affekteer dit ons. Dit affekteer ons huishouding, dit affekteer ons land. Ek weet, almal ken alreeds hierdie antwoorde, maar ek wil net so 'n paar opnoem, net om die beerkrag en Eskom net bietjie vir ons te verduidelik. Daar's 'n ontwrigting in die huishoudings, daar's werkloosheid, daar's korrupsie, daar's inbrake, dis 'n invloed op die ekonomiese groei. Die hospitale wat lewensbelangrike masjinerie het om mense in die lewe te hou, dit werk nie. Dit verhinder besighede om uit te brei, en dit veroorsaak stakings en baie keer ook sommer afdankings. Die produktiwiteit in groot besighede, groot of klein, dit beïnvloed elkeen van hulle. Ons selfone, ons dekodeerders, ons chargers, alles werk daar, is ly skade. As die krag afgaan en dit gaan aan, dan is daar mense wat al gekla het oor die yskaste wat nie meer werk nie, want dit werk net nie. Ons kan nie uitbrei oor elkeen van hierdie negatiewe dinge, maar
ons gaan nie vanaand daaroor praat nie. Ek wil net sê, hierdie dinge werk met ons, werk teen ons in die krag. Nou wil ek vra, gaan dit nie maar in ons eie lewe ook so, as ons saak, tot ons saak reggemaak het met God nie. Miskien het ons ander gevolge, nie dieselfde, maar nog steeds, dit voel of alles uit mekaar uitval. Partykeer, as ons nie in verbinding is met God nie. Het ons al gedink wat gebeur as die krag vir weke of selfs maande af is? 'n week is in elk geval nie meer snaaks nie. Dit beteken om in totale duisternis te lewe. Jy voel magteloos en jou hande is, soos die spreekwoord sê, afgekap. Ons is so gewoond aan alles wat met krag werk en ons is totaal afhanklik van elektrisiteit. Totale duisternis is die afwesigheid van sigbare lig. Die emosionele reaksie op duisternis word selfs in die term van baie kulture as onheilspellend en of ongelukkigheid beskryf. Ek wil 'n vraag vra. Waarom dink ons het dit donker geword tussen 12 uur en 3 uur terwyl Jesus aan die kruis was? Die Bybel sê God is lig en God het sy rug op Golgotha gedraai en Jesus verlaat. Elke plek wat van God verlate is donker. En ons weet ook dat die hel word ook die ewige duisternis genoem. Dis nou nie sulke baie goeie nuus nie, nee, maar nou so kom ons, dit is nou tyd vir 'n bietjie goeie nuus vir sommige van ons. Party nie so baie goeie nuus nie. God skenk ons 'n lig wat nooit uitgedoof kan word nie. Dis is so 'n elektriese koord wat ingeprop is en nooit afgeskakel kan word nie. Hy is altyd aangeskakel. Want sien, God se krag word nie Eskom genoem nie. Dit word genade genoem. Psalm 121 vers 4 sê vir hom, kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Hy is die bron van die krag. In die teenwoordigheid van God vind ons vrede, vertroue en krag. Ons praat nie hier van fisiese krag om gewigte op te tel of om oefeninge te doen of om te beweeg nie. Ons praat van geestelike krag. 'n Krag dat wanneer ons swak is en te staan kom vir iets wat groter is as ons eie krag, dis dan wanneer God se krag intree. Onthou julle toe Moses van die berg afgekom het, hoe het sy gesig gelyk? Sy gesig het geblink. Hoekom? Sy gesig het geblink omdat hy in die teenwoordigheid van God was. God se lig het deur hom geskyn. Hoe sal ons hierdie totale duisternis kan vryspring? Ek wil 'n verhaaltjie vertel van 'n predikant wat in Engeland een van sy welaf gemeentelede besoek het. Hy het hom lekker, dis koud gewees in Engeland, dit was 'n winter gewees. Hy het hom lekker warm aangetrek, knus, jas, baadjie, alles aangetrek. En hy het hierdie mense gaan besoek. En na die besoek, toe vra hy vir hierdie welafman, hy wil net vir hom iets persoonliks vra, of vertrouliks vra, of hulle kan net buitekant toe gaan. Die man stap toe uit en hy gaan saam met hom, maar hy trek nie jas of niks aan nie, want in sy huis is dit warm, sy huis is verhit, hy is nie 'n arme man gewees nie. Die dominee begin toe praat oor duitjies en daadjies, en hy gesels en die ryk man begin 'n koud kry. En hy sê vir die dominee, asseblief, ek kry koud. Kan ons nie maar begin praat nie. Maar die dominee gaan toe rustig voort en hy hou aan met sy praatjies praat. En die ryk man staan toe nader want hy sê, dominee, ons moet nou ingaan. Ek kry nou baie, baie koud. En hy vra toe vir die dominee, asseblief, my tande klap al by mekaar. Kan ons nie maar net asseblief praat en hy moet nou sê. En die dominee sê vir meneer, ek wil graag 100 pond vra vir 'n werklose gemeentelid om kolle te koop vir hierdie winter. En die ryk man haal toe onmiddellik 'n rol note uit sy sak en hy gee dit vir hom. En toe besef hy skielik, hy sê, dominee, nou weet jy hoekom jy my so lank in hierdie skoue laat staan het. Jy het geweet in my gemaklike lewe het ek die koue nog nooit aan my lyf gevoel nie. Nou dat ek dit self ervaar, gaan my hart oop vir die nood van ander mense. Uit hierdie verhaal wil ek net vir ons, daar's iets wat ons ook kan leer daaruit. Uit ons wat nog
Ons wat in die lig wandel, moet hulle wat in die duisternis is, moet ons help om in die lig te kom. Ons moet deernis voel, ons moet in ander mense se voel, ons moet in die ander man se voete, se skoene probeer staan. Dit is God se opdrag aan ons, dat die wat reeds in die lig wandel, ander kinders vir wie hy ook in die kruis gesterf het, na God se lig te lei, want wat in ewigheid nooit sal opraak nie. Dit wat God in ons werk is goddelike genade. Hy gee vir ons die nodige krag om ons verantwoordelikhede teenoor ons naaste na te kom, want God berei ons voor deur ons te skaaf en te verander, sodat ons tot seën verander en ook kan wees en ook vir die uitbreiding van sy koninkryk. Wanneer ons sy voorbeeld volg, gee ons die geskenk van lewe aan die wat dit net so nodig en inspiraat nodig het as ons. Met ander woorde, hy gee vir ons 'n nuwe begin vanaf duisternis na die lig toe. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê vir ons, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Johannes 1 vers 16 sê, en uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. In Johannes 1 vers 5 en 7 sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig, God is lig, en geen duisternis is in hom nie. Maar as ons in die lig wandel, vers 7, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. Ons moet net versigtig wees om nie die donkerte soos wanneer die lig afgeskakel word met duisternis te verwar nie. Daar's 'n verskil. Duisternis is heeltemal totaal iets anderster. Verdoemenis, dit word beskryf as die plek van die buitenste duisternis. Soos waarvan ons in Matteus 22 gelees, uitgewerp in die buitenste duisternis, waar daar 'n geween en 'n geknars van tande sal wees. God is 'n God van genade. Hy wil ons vrymaak van lewe, van duisternis en weet net God sal tot ons nader as ons tot hom nader. Jesaja 5 vers 20 en 21 sê, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg. Wie wat die duisternis lig maak en die lig duisternis. Wat bitter soet maak en soet bitter. Wie hulle wat in eie oë wys is en na eie oordeel verstandig is. Ons moenie onsself probeer bluf nie. Duisternis bly duisternis. Verandering in jou lewe gaan nie net al die krag waaroor jy beskik vereis nie. Dit gaan baie meer ver. Ons het God se krag nodig. Doen wat jy kan en vertrou God om te doen wat jy nie kan nie. Dis dan wanneer ons getuig dat die Here ons verander het, as hy ons verander het. Met ander woorde, ek is anders as gevolg van God se krag. Baie van ons lewe moontlik met donker geheime. Dis 'n sware las op ons skouers. As daar duisternis kom oor 'n siel, is dit altyd deur een van twee dinge, of deur sonde of deur ongeloof. Sonde is duisternis en veroorsaak skeiding tussen ons en God. Ongeloof bring ook duisternis, want dit keer ons af van hom wat alleen die lig is. God nooi ons in Matteus 11 vers 28, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. My juk is sag en my las is lig. God bied vir ons 'n ewige skuilplek. Sy arms is altyd onder ons. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandighede uitkoms gee. Dit neem nie altyd ons probleme weg nie, maar dit gee ons die krag om dit te kan dra. Nadat Paulus vir God gevra het om die doring uit sy vlees uit weg te neem, het God vir Paulus gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Verder sê Paulus, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Jesus in my kan werk, want wanneer hy swak is, dan is hy sterk. Enige sukses wat ons behaal het,
is nie vanweë ons eie krag nie, maar vanweë God se krag wat deur ons werk, deur ons swakheid werk. Ons moet altyd onthou dat ons identiteit is nie in onsself nie. Maar ons as God se kinders weet ons wat sy plan vir ons is, wat hy vir ons uitgelê het. As jy vanaand voel dat jy sien geen lig nie, hy wat die ewige kragbron is, sal jou na die toestand verlos, as jy konstant in verbinding met hom is. Wat is die kragtigste verbinding tussen jou en God? Dis gebed. Baie keer word ons deur die bose magte in die lig aangeval. Partykeer sien ek die volgende staaltjie in my kop, as jou Satan probeer om 'n skeiding tussen my en God te maak. Ons het almal al 'n stofsuier hanteer. Dink by jouself, jy stofsuig 'n groot gedeelte van 'n mat of 'n groot oppervlakte, jy's heeltyd besig. En as jy terugkyk, dan sien jy daar lê nog steeds stof of papiertjies of gras of vullis op die gras. En dan besef jy, die stofsuier was nooit ingeprop nie. Hy was nie aangeskakel nie. Hy het op sy eie probeer werk. Wanneer die stofsuier reg werk, maak hy 'n groot lawaai. In so 'n mate dat jy wil eintlik vlug van die lawaai. Dieselfde gebeur met my en met jou. As ons die Here loof en ons hom prys in gebed, loof en prys in gebed. Met ander woorde, ons is in verbinding met hom. God, dan kan die Satan dit nie hanteer nie en hy vlug. Maar as ons nie in verbinding met hom is nie, dan sien ons die skade wat hy berokken. Ook die blare of die gras of die vuilis in ons lewe dan. Sy genade stel ons in staat om te doen wat ons nooit op ons eie kan regkry nie. Deur sy krag kan ons slegte gewoontes laat vaar. Ons kan vrede in verhoudings bewerkstellig. Word ons ook altyd deur beproewinge gedra. Ons grootste behoefte in hierdie lewe moet wees om vergifnis van sonde te verkry. Hoekom sê ek so? Want Romeine 6 vers 23 sê vir ons, die loon van die sonde is die dood. Menslike inspanning sonder die Here kan nie blywende vrug dra nie. God het nie beerkrag nie. Wanneer ons sy kind is, gee hy vir ons die nodige krag om so sy kind te lewe. En dis slegs wanneer die vrug van die Gees in ons lewe is. Dis dan wanneer die vrug van die Gees in ons lewe gesien kan word. Daar was 'n tyd in my lewe waar ek nie deur kon dring na 'n man wat na aan my hart gelê het nie. Op 'n dag, ons het in Stilbaai gebly. Op 'n dag het die ouderling van Stilbaai by ons kom kuier. Ons was lief vir hom en hy was 'n man so na in ons hart. Ons het respek vir hom gehad. Hy is ongelukkig oorlede en hy is intussen oorlede, maar die dag, die spesifieke dag toe hy kom kuier, het vra ek vir hom, ek vertel hom van my probleem. En ek het sy raad gevra. Toe sê vir my, Henny, dan gebruik jy 'n lead, extension lead. Dan gebruik jy 'n lead en jy plak hom in by jou en jy plak hom in by die persoon. Sodat God se krag deur jou na hom toe kan werk. Ek het dit onthou en ek het die vrugte daarvan gepluk. Dis net die woord van God, dus jy kan die Bybel woord vir woord ken, soos die skrifgeleerdes. Maar wanneer die woord na jou hart toe gaan, dis dan wanneer God se krag deur jou begin te werk. God se kinders is nie gevrywaar van probleme of selfs pyn of seer nie. Partykeer moet ons seker maak of daar nie dalk 'n los draadjie is, of 'n koneksie ergens wat los is nie. Is daar nie 'n oop kanaal tussen my en God nie. Dis amper soos wanneer ons sukkel met 'n nuwe toestel, selfoon of wat ook al, en dan sê iemand vir jou, go back to the manual. In ons geval, gaan terug na die woord. Kom ons hoor wat die woord vir ons wil sê. Nie ander persone of ander mense nie. Kom ons gaan terug na die woord. Ek het nog 'n verhaaltjie wat ek vertel. Ek lees in een van Dr. Willie Marais se boeke. Hy sê, 'n predikant vertel van 'n boer wat sy plaas verkoop het, hy moet die land te verlaat, hy was ongelukkig. Hy was 'n ryk man, baie ongelukkig. En die maklikste manier om sy geld oor te neem na 'n ander land toe was om 'n reuse diamant te koop. En dan sal hy dit oorvat aan die ander kant in 'n nie vreemde land,
sal hy weer vir 'n stukkie grond koop en hy glo daar gaan hy gelukkig wees. Ekskuus, hy bespreek nie vir 'n plek op die boot en kort voor lank staan hy op die dek en hy wieg heen en weer en hy wieg verder en verder van sy tuisland, van sy vaderland af weg. Terwyl hy daar staan, daar was niemand op die dek nie, net hy staan daar en hy steek sy hand in sy sak en hy voel die diamant, of hy voel die beursie in sy sak en die diamant in dit. En hy vat so 'n bietjie daaraan en hy haal hom uit en hy hou hom in sy hand en hy sien die diamant skitter in die sonlig. En hy stap nader na die reëling toe en hy kyk weer vir 'n tweede keer na die diamant. En hy kyk rond en daar is nog steeds niemand op die skip nie. En hy neem die diamant en hy gooi hom in die lug op. En hy vang op en dit is vir hom te wonderlik want die liggetjie skitter so lekker. En hy gooi hom weer in die lug op. En as dit so afkom, dan hy geniet dit. En toe hy hom weer een keer so in die lug opgooi, sê 'n stem skielik agter hom, meneer of vriend. En hy skrik en hy steek die sak, die diamant in sy sak steken, maar dit is te laat. Niemand het hom gesien. Iemand vra hom, hoekom is jy so dwaas? Hoekom is jy so dwaas? Wat het jy daar in jou hand? En hy sê, meneer, moet vir niemand sê nie. Maar as dit vanaand by my ontneem word, dan het ek niks. Dan is ek 'n arm, dan is ek 'n brandarm man. Dis my kosbaarste besitting, hierdie diamant. Die vreemdeling sê vir hom, jy is dwaas. Daarop sê die man, ek is nie dwaas nie. Ek sal dit weer verkoop as ek in die lewe land kom, dan gaan ek vir jou weer 'n plaasie koop en ek gaan aan weer boer. Ek is nie 'n dwaas nie. Die vreemdeling sê toe vir meneer, dis nie wat ek bedoel nie. Jy staan hier op die rand van die skip en die skip kantel in die golwe. Jy kan daardie diamant misvang, hy's in die see en hy's weg. Hy sê meneer, maar kyk, ek is nie 'n kind nie. Ek speel nou al hoe lank met hierdie diamant. Ek weet wat om te doen. Ek sal nie so 'n fout maak nie. Ek weet dit. Meneer, kyk net hoe pragtig blink hy, sê vir hom. Hy gooi dit weer op en hy vang dit. En hy gooi dit vir 'n tweede keer op en hy vang dit. En toe hy so vir die derde keer gooi, toe vang hy mis. En die diamant val in die water en hy's weg. Hy kyk na die man, hy bars in trane uit. Hy sê, meneer, nou is ek 'n arm man, ek het nou niks. Het ek maar na jou geluister. Het ek maar na jou geluister. Agterna sê iemand toe vir die dominee, dit kan tog nie moontlik wees nie. Dit kan so 'n verhaal kan nie moontlik wees nie. Niemand is so dwaas nie. En die dominee antwoord, ek kan vir u sê dit is moontlik en dit is die waarheid. Want daardie man wat so gespeel het met die diamant is hier onder ons in ons gemeente. Iemand wat so speel met sy kosbare besitting, God se liefde en met sy sonde. Nou sê hy, toe sê die persoon vir hom, dominee, nou sê jy ek speel al 16 jaar, of ek speel al 23 jaar, of ek speel al 36 jaar, ek is nie 'n kind nie, ek weet wanneer om op te hou. Ek kan vir jou sê die dominee vir hom, die tyd van genade gaan verby. Die roepstem van God sal ophou. Hy sal ophou klop en die genade van God sal by jou verbygaan. Hierdie man se lewe eindig in ewige duisternis, terwyl ek en jy nog 'n kans het. Ons kan hierdie verhaaltjie na onsself toe vat en ons kan self vir onsself dink en sê, as ons so speel en so nie doen wat God wil hê ons moet doen nie, moet ons baie versigtig wees. Nou as ons terugkyk na beerdkrag, dink 'n bietjie hoe lank fase 2 of dalk 2 ure kan wees sonder lig of sonder krag. Hoe sal 'n lewe sonder duisternis of sonder lig wees, sonder enige fase wees? Dit sal totale duisternis wees. Johannes 14 vers 14 sê, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. God het nooit sy disippels geleer om te preek nie. Hy het hulle wel geleer om te bid. Ons moet nooit onderskat wat God deur jou lewe kan doen nie. As jy net wil hom vra en bid en hom toelaat om dit vir jou te doen. God wil hê ons moet aan sy seun gelyk word, omdat hy weet wat môre op ons wag en hy weet ook presies wat ons behoeftes is. Sodra ons onsself deur sy oë begin sien, begin 'n opwindende nuwe lewe in ons, deel van ons lewe. Ons moet hom net vertrou om dit deur sy krag in ons lewe te doen. Met ander woorde,
om die geskenk van lewe te aanvaar. Die evangelie is regverdiger as regverdig. Dink bietjie daaroor na, almal is uitgenooi. Elkeen kry op dieselfde manier toegang. Elkeen kan aan die vereistes voldoen. Dis nie net vir party mense nie. Dis hoekom dit die goeie nuus genoem word. Dit besit ook die krag om ons hele lewe te verander. Daar's 'n hemelse plan vir elkeen van ons lewens. Jy moet dit net by jou hemelse Vader kry. Niemand anderster kan dit vir jou gee nie. Die ewige lewe in sy teenwoordigheid begin waar ons 'n keuse vir die Here Jesus maak. Hier waar ons onsself aan hom oorgee. Wie van ons hou nog die ligskakelaar in ons hand? Wie van ons het hom nog in ons beheer? Is dit nie tyd om volle beheer van daardie skakelaar in God se hande te plaas nie? Kom ons gee vanaand ons eerste tree uit 'n lewe van duisternis na lig om God se nabyheid en oorvloed te ontvang. God is alomteenwoordig. Vanmôre het ons gehoor hoe die dominee gesê het, met sy Heilige Gees is hy alomteenwoordig. Hy is oral oor. Ons lees in Psalm 139 vers 7 en 8. Waar sou ek heen gaan van u gees? En waarheen vlug ek van u aangesig? Klim ek op na die hemel, u is daar, en maak ek u doodryk my bed, kyk, u is daar. Vers 11 sê, en as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval, en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis van my nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. Ek wil afsluit met die volgende. Hudson Taylor het gesê, dit lyk asof Christus letterlik nou vir my die krag, die enigste krag tot diens is. Die enigste grond vir onverantwoordelike vreugde. Mag hy ons lei tot die besef van sy onmeetbare volheid. Kom ons sit net so, dan doen ek vir ons 'n gebed. Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand kon besef dat u krag en u genade en u liefde nooit opraak nie. Dat dit nooit afgeskakel kan word nie. Here, dat u altyd daar is en dat dit ons, elkeen van ons se verantwoordelikheid is om na u toe te gaan. U, ek wil sê, is die gentleman om vir ons om te wag totdat ons na u toe kom. Here, baie dankie dat u hand oor ons hou, dat u vir ons die krag en die genade gee, dat ons kan doen ver bokant wat ons kan doen, omdat u in ons is en wat u ons lei. Here, baie dankie, ons kan vanaand vir elkeen bid wat nie hier kan wees of wat nie hier kan wees nie vir as gevolg van siekte of net as gevolg van mense is dalk bang vir die koue. Here, baie dankie dat ons vir elkeen van hulle kan bid. Ook vir hulle wat dalk ingeluister het. En Here, dankie dat u vanaand met ons kon praat het. Dat u die lig in ons lewe is, was en is en altyd sal wees. En dat ons altyd op u kan vertrou. Ons loof u wonderlike naam. Amen. Ons gaan afsluit met die liedjie op die bord. Ek wil weer
Jesus. Ek kom nader, nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy alleen die kroon. Ek wil so graag glo dat hy die een is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil so graag wil as ek alleen is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy alleen die kroon. In my hart dra hy alleen die kroon. Ek wil afsluit met een van die Halleluja liedjies, 'n reeltjie uit die Halleluja liedjies uit wat sê net ek hom gemis. God sê met u tot ons weer ontmoet. Baie dankie julle. Veilig ry, lekker slaap. Baie dankie dat julle geluister het. Bye.